Goeiedag geliefdes, dis vir my heerlik om weer saam met u te wees rondom die woord van die Here. En soos u weet is ons besig met Psalm 119. Ons staan vandag stil daar by die 59ste vers, wat so klink: Ek het my weë oordink en my voete laat teruggaan na u getuienisse. Nou wanneer ek hierdie woord lees, dan wil ek weer net gou teruggryp na uitsprake wat hy gemaak het vanaf die 55ste vers. In die 55ste vers het hy gesê: Here, in die nag het ek gedink aan u naam. In die nag het ek gedink aan u naam. Wie u is, wat u vir my gee en wat 'n rol God in my lewe vir my speel. Dan het hy in vers 57 gesê: Die Here is my deel. Ek het gesê dat ek u woorde sal bewaar. En wanneer die psalmis sê, ek het gesê dat ek u woorde sal bewaar, dan is dit nie bloot net gesê nie. Dit is dat ek gaan doen wat u gesê het. Ek het vir u gesê, ek gaan my weë regmaak. Ek het vir u gesê, ek gaan u getuienisse bewaar. Met ander woorde, ek het 'n ooreenkoms gemaak en ek het vir myself gesê, ek gaan my lewe onderwerp aan dit wat God vir my gesê het en wat God van my verwag. En geliefdes, dit is 'n geweldige belangrike woord. As ek sê dat ek gaan doen dit wat die Here vir my gesê het. Ek het my weë oordink, sê die psalmis. Ek het 'n bietjie introspeksie gedoen en na my lewe gekyk. Wanneer hy die woord weë gebruik, dan sê hy, ek het bietjie my lewe opgeweeg en dit oorweeg. En ek het gekyk na die gang van my lewe in die lig van God se oë en in die lig van die woord van die Here. Hoe staan my lewe in lyn met dit wat God vir my gesê het en wat ek weet uit die woord van die Here? En dit is 'n geweldige belangrike ding as ek vir u sê, dit wat God vir my gesê het en dit wat ek weet uit die woord van die Here. Wat die Here alreeds vir my gesê het. Ons trek by die 59ste vers van hierdie psalm, en moontlik is dit partytjie net nodig om net weer terug te gryp en te kyk na wat die woord van die Here vir my sê. Net weer sy woord te ontleed en my lewe op te weeg teenoor wat sy woord sê. Ons hoor die woord van die Here, maar ons maak nie altyd die woord van die Here vas nie. U ken nou al die gedeelte, ek het dit telke maal al aangehaal, Jakobus 1 vers 23 en vers 25. Hy wat 'n hoorder van die woord van God is en nie 'n dader nie, is iemand wat homself in 'n spieël sien. Hy sien hoe hy lyk, hy draai om en hy vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die verborgenheid van God en daarby bly, sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die woord, gelukkig wees in alles wat hy doen. Ons hoor die woord van die Here, ons hoor dit deur prediking, ons kyk dit deur Bybelstudie, deur die stilte tyd wat ek hou, maar so dikwels vergeet ek wat die Here vir my gesê het en bring ek nie my lewe in lyn met dit wat God vir my sê nie. Dis van kardinale belang, geliefde, dat ek my woord, my lewe sal bring in lyn met wat God sê. Van kardinale belang om partykeer net so 'n bietjie stil te word en net te luister, minder te praat. En te sê, Heilige Gees, ontleed my lewe vir my en praat u met my, praat in my hart, praat in my gewete. Maak dinge in my binneste vir my wakker wat u vir my gesê het, wat ek vergeet het, en herinner my aan dit wat u reeds vir my gesê het. Geliefdes, ons moet die Heilige Gees vra om ons voortdurend te herinner, sodat ons ingestel sal wees op dit wat God vir my gesê het, want ons vergeet so gou-gou. Ons raak so gou-gou agterweë met dit wat die Here gesê het, en verdwyn dit maar bloot net uit ons gedagte uit. Daarom ek weet wat die Here van my gesê het, maar ek vergeet dit partykeer.
En dan moet God my net weer herinner of my te sê, my kind, onthou jy wat ek vir jou gesê het. En dit kan 'n slegte gewoonte in my lewe wees, wat ek al jare mee stryd, wat die Here al met my hoe lank oor praat, en ek het nog niks daaromtrent gedoen nie. Ek weet van hierdie gewoonte in my lewe. Ek weet van hierdie verkeerde ding in my lewe, wat God nie behaag nie. En die Here het al hoeveel keer met my daaroor gepraat, en ek het nog nooit by die plek gekom, dat ek dit reggemaak het, en dit uit my lewe uitgeweer het nie. Daarom vir die Here te sê, Here, herinner my. Asseblief maak my gewete wakker, want ek wil in lyn met u lewe. Ek wil u welbehaaglik wees. Ek wil u dien. Ek wil stil word en ek wil my weer oordink. Ek wil baie mooi my lewe in oënskou neem. Is dit nog op die plek wat die Here gesê het? En die baie mooi is, geliefdes, dat toe die Here Jesus weggaan, in Johannes 16 sê, ek stuur julle die trooster. Hy sal julle in die volle waarheid van God inlei. Hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het, en hy sal my woorde in julle harte weer lewend maak. Dit is wat die Heilige Gees voortdurend in my lewe doen. Hy oortuig ons van sonde, hy oortuig ons van geregtigheid, en hy oortuig ons van oordeel. Van dit wat tussen ek en God staan, van dit wat God van my vra, en ook wat die resultaat gaan wees, van na die stem van die Here te luister, of dan na die stem van die Here nie te luister nie. Daarom is die Psalme sê, Here, ek het my weer oordink. Dan sê ek het telke male maar teruggegaan en gekyk na wat u woord vir my sê. Johannes het 'n geweldige mooi woord daar in 1 Johannes. 'n Woord wat so vir u en my leiding kan gee. Hy sê, as my hart my nie veroordeel nie, het ek vrede by God. U sien, geliefde, wanneer daar dinge in my lewe is wat God nie behaag nie, dan laat my hart my nie met rus nie. Die Heilige Gees laat my nie met rus nie. Hoekom laat hy nie met rus nie? Want hy wil hê dat ek onberispelik en opreg voor God sal wees. Hy wil hê dat ek die Here sal ontmoet met 'n onbeskaamde gesig. Hy wil alles wat tussen ek en God staan, wil hy verwyder, sodat as die Here kom, dat ek nie voor God skuldig sal wees nie. Daarom praat die Heilige Gees aanhoudend, voortdurend met my. Maar die ingesteldheid van my hart, wat die Psalme sê, ek het my weer oordink, ek wil hoor wat u sê. Ek wil my lewe in oënskou neem met dit wat u vir my sê. Ek wil hê u moet my lewe deursoek. Soos die Psalmes gesê het, Here, deursoek my hart, wys my die weg wat ek moet bewandel, en sê vir my waar my weë nie in lyn met God is nie. Dit is 'n ding wat elke kindjie van die Here baie gereeld moet doen. Dat ons in die teenwoordigheid van die Here met 'n onbeskaamde gesig en met 'n skoon gewete kan wandel. Dat daar nie 'n donderwolk tussen ek en God is, van sonde wat ek van weet, wat ek nie reggestel het nie. Geliefde, die Here weet, en jy weet ook wat tussen jy en God reggemaak moet word. En die roeping van die kindjie van die Here, en dit wat God wil hê, wat in ons lewe moet waar word, kan opgesom word deur Filippense 3 vers 15. Dat ons onberispelik en opreg sal wees. Kinders van God, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie ons skyn soos ligte in die duisternis. Ek het my weer oordink, ek het my voete laat teruggaan tot u getuienisse. Wat beteken dit? Die Heilige Gees het in my hart met my gepraat, die woord van die Here het iets in my hart vir my geopenbaar, en die oomblik as die Heilige Gees met my gepraat het, en ek die stem van God gehoor het, dan het ek my bekeer. Dan het ek gesê, Here, ekskuus, ek het die weg buister geraak, ek het op 'n sypaadjie beland, en daarom sê hy, ek het my voete laat teruggaan tot u getuienisse. Ek het weer teruggekeer na dit wat ek weet wat God van my vra. En dit is innerlike bekering wat moet plaasvind. Ek het dit my lewenswyse gemaak, om te sê dat as die Here met my praat, sal ek haastig wees
om my saak met God reg te maak. En dit is van kardinale belang, ons het dit al vir mekaar gesê. Ek het u van ganser harte gesmeek om genade, wees my genadig volgens u belofte. Here, ek wil met u lewe. Here, ek wil met u wandel. En geliefde, ek hoop dit is jou hartsverlange. Ek hoop dit is jou grootste roeping in jou lewe om te sê, ek wil daartoe werk om met die Here in 'n lewende, onbelemmerde, skoon verhouding te lewe. As ek weer vir die Kolossense mag quoteer, Kolossense 1 vers 10, sodat ek waardiglik voor hom mag wandel, om hom in alles te behaag, en ek in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God te mag groei. Waardiglik voor die Here te kan wandel, om hom in alles te behaag. En in 'n kind van die Here se lewe, as ek geestelik wil groei, is daar altyd 'n aflegging en 'n aanname. Daar is altyd 'n aflegging van dit wat God nie behaag nie, en daar's 'n aanname of 'n oorgawe aan dit wat God in my lewe wil hê. Paulus het dit telke male gesê. Filippense 4 vers 22 sê, wat die vorige lewenswandel aan betref, moet julle die ou mens wat deur die verleiding van die sonde ten gronde gaan, moet julle aflê. Met ander woorde, ek kyk na my lewe en ek kyk na daardie ou gewoontes wat ek het, daardie sondige dinge wat nog in my lewe is, wat uit my ou lewe uitkom, en ek werk daaraan om dit af te lê en dit uit my lewe uit te weer. En dan by vers 24 sê hy, en julle met die nuwe mens te beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Ek hoop u sien die twee kante. Die een is ek ontdek daardie negatiewe in my lewe, waarvan ek lankal ontslae moes geraak het. Dinge uit die ou lewe uit wat ek nog in my lewe het, en wat nog 'n uitwerking in my lewe het, en my geestelike groei strem. Aan die ander kant is daar, ek beklee my met dit wat van God is. Beklee my met die nuwe mens, wat na God geskape is, na ware geregtigheid en heiligheid. Ek wy my lewe aan die Here om te sê, Here, werk hierdie dinge in my hart. Ek hoor wat God sê, ek bid daaroor. En ek vra vir die Here om my nuut te maak en my lewe nuut voor hom te hou. Die apostel Paulus het mos daar in Romeine vir ons 'n woord gegee, in Romeine 6, daar by vers 12 en 13, en ek kan eintlik baie verder gaan, maar kom ek lees vir u. Laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Alle sonde in my lewe kom deur 'n begeerlikheid wat die duiwel in my wek. Hy wek dit deur my 5 sintuie, werk hy sonde deur begeertes in my op te wek. Nou sê hy, laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sal wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God, as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. By vers 18 sê hierdie woorde, en vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Vers 22, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde, het julle diensbaar geword aan God, en het julle die vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. U sien, daar is 'n aflegging, ek is vrygemaak, ek is verlos van hierdie dinge, hierdie vorige lewe se sonde is uit my lewe uitgeweer, en God het iets nuuts in my kom werk. Petrus sê mos vir ons dieselfde, daar in 1 Petrus, die eerste hoofstuk van die 13de vers af. Daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter, hoop volkome op die genade, wat julle deel geword het, by die openbaring van Jesus Christus. Kan ek dit weer sê? Omgord die lendene van julle verstand, julle denke, wees nugter, hoop volkome op die genade, wat julle deel geword het,
by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede, wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Wees heilig, want ek is heilig, sê die Here. En dis in die Ou Testament so. As die Here vir sy volk gesê het, ek die Here julle God is 'n heilige God, daarom moet julle heilig wees. As julle met my in gemeenskap wil wandel, as julle my as julle God wil hê, as julle geestelik wil groei, as julle met my 'n intieme verhouding wil hê, dan moet julle die aanpassing maak om by die woord van God aan te pas en die sonde uit julle lewe uit te weer. Ek het hierdie teks ook al vir u baie gekwoteer, maar ek gaan dit weer doen. 1 Johannes 1 vers 5. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Dit is God. As ek dan sê dat ek met God gemeenskap het, maar ek wandel in die duisternis, dan lieg ek en doen nie die waarheid nie. Ek kan nie sê dat ek met God 'n intieme gemeenskap het, dat ek met God kommunikeer, dat ek en God 'n intieme verhouding het, as ek in die sonde lewe nie. Daarom sê vers 7, maar as ek in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Daarom moet ek in u voortdurend die woorde van die psalme sê, Here, ek het my lewe oordink, my weë oordink, en ek het my lewe ingerig volgens u standaarde. Hoor wat sê hy? Ek het my voete laat teruggaan na u getuienisse. Ag geliefde, dinge wat jy van weet, dinge wat in jou lewe is wat die Here al met jou baie lank oor praat. Lankal weet jy, maar jy het nog nooit erns gemaak daarmee om daai dinge uit jou lewe uit te kry nie. Jy het as 'n ware vrede gemaak daarmee. Geliefdes, dit weerhou jou van die seën van die Here. Dit weerhou jou van 'n intieme verhouding met God. Die Bybel is so duidelik daaroor en ek ken hierdie tekste omdat ek hulle baie quoteer. Die verborgenhede van die Here is vir die wat hom vrees. En die wat naby my is, sal ek my as die heilige laat ken. As ek die seën van die Here wil hê, as ek in 'n intieme verhouding met God wil lewe, dan moet ek buig onder die gesag van God se woord en moet ek sê, Here, ek het my weë laat teruggaan na u toe. Ek het omgedraai uit die verkeerde. Ek het die pad van God begin wandel, die pad wat nou is. Ja, dit is nie maklik nie en ek stel dit vir u baie duidelik. Dit beteken dat ek dinge in my lewe regmaak. En dit beteken dat daar baie moeilike dinge is wat ek moet regmaak. Ek dink aan iets wat geweldig moeilik is. Maar voor jy dit gedoen het, sal jy ook nie rus in jou lewe kry nie, en jy ook nie geestelik groei nie. Iets met die naam van restitusie. Ons hoor nooit van hierdie woord nie. Restitusie beteken dat ek sal gaan regmaak met my medemens waar ek hom skade gedoen het. En nou gaan ek 'n baie moeilike ding aanraak. Gaan regmaak waar ek iemand ingedoen het. Waar ek in besigheid iemand ingedoen het en as dit ware iemand onderdeur gedoen het. Te veel geld gevra het vir 'n produk, om buite die mate gekwoteer het, of een of ander streek ingewerk het, waar ek net uit meer geld uit kon gekry het. Agter iemand se rug geskinder, of hom afgemaak. Iemand agter sy rug beswadder, om iemand agter sy rug toegesteek, om net ingedoen, en die Heilige Gees in my hart sê vir my, onthou jy wat jy gedoen het aan daai man? Jy sal moet gaan restitusie doen, en jy sal hom moet gaan sê, ek het van jou geskinder, ek het agter jou rug gepraat, ek het jou ingedoen, ek het jou te nagekom, en ek wil dit voor jou kom bely, want dit is noodsaaklik dat ons dit vir mekaar bely, geliefdes, omdat die Bybel sê, Jakobus 5 vers 16,
bely mekaar julle misdade, sodat julle gesond kan word. En dis 'n bitter moeilike ding. En wanneer ek die impak van hierdie ding besef, dan sal ek ook waaksaam wees wat ek van ander mense sê, wat ek teenoor ander mense sê, want die Heilige Gees gaan môre vir my sê, gaan maak reg. Dan sal jy versigtig wees. Jakobus sê dit mos vir ons daar in die eerste hoofstuk. Vinnig om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Vinnig om te hoor, maar baie stadig om te praat en baie stadig om toornig te word. Want ek kan so maklik iets kwytraak waaroor ek môre sal moet gaan regstelling doen, want die Heilige Gees gaan my nie los voordat ek nie reggemaak het nie. Geliefdes, ek dink aan gevalle wat in my eie lewe gebeur het. Ek dink aan 'n geval waar ek met iemand verkeerd gepraat het teenoor 'n derde persoon. En die Heilige Gees het vir my gesê, jy gaan met hierdie man gaan regmaak. En jy gaan vir hom sê, Johan, jy weet dit nie. En ek kom dit vandag vir jou sê, ek het agter jou rug negatief oor jou gepraat. En broer, ek wil vir jou innig om verskoning vra, dat ek agter jou rug jou in die rug gesteek het. Dat ek agter jou rug iets gesê het wat nie van jou mooi was nie. Jy sien nie, geliefde, dan let jy op wat môre met jou gaan gebeur. Ook iemand te help. Ek het al vir 'n geval genoem waar iemand vir my kwaad was, baie kwaad was, en ook van sy familie, eintlik sy hele familie uit die kerk uitgevat het, omdat hy ongelukkig was met dit wat ek verkondig, want ek het nie verkondig wat hy van hou om te hoor nie. En hy het my ultimatum gestel, dat as jy nie begin hierdie leerstelling wat ek het verkondig, en begin met klemtoning plaas op dit wat ek wil hê nie, dan gaan ons familie die kerk verlaat. Ek het vir hom gesê, my oom, ek kan nie verander aan dit wat God vir my gesê het nie. Ek weet wat ek glo wat die Bybel vir my gesê het, ek kan niks anders sê as wat God vir my gesê het nie, en as julle die kerk wil verlaat, omdat ek nie verkondig wat jy van hou nie, dan moet julle dit maar doen. Hulle is almal uit die kerk uit. Maar hierdie oom het op die einde van sy lewe gelê aan kanker. En die Here het op my hart gelê om daardie oom te gaan sien. En vir hom te sê, oom, ek wil vandag met jou kom gesels. Jy's kwaad vir my, jy het jou hele familie uit die kerk, die hele familie het afvallig geword, niemand van hulle die Here meer gedien nie, en sover ek weet vandag dien nie een van hulle nog die Here nie. Maar jy was my kwaad. En nou wil ek vandag vir jou vra, jy lê op die einde van jou lewe. Wil jy my nie asseblief vergewe, as ek dan teenoor jou oortree het? As ek dan nie gedoen het wat jy wou gehad het nie? Wil jy nie daai kwaad in jou hart net bære en my vergewe, dat jy net met rus kan sterwe, en dat jy nie voor God gaan staan en sterwe met 'n wrok in jou hart nie? Vergewe my asseblief, ek kon nie aanpas by wat jy vra nie, maar ek vra jou, vergewe my, dat jy rustig kan sterwe. Die Heilige Gees het op my hart gelê om te doen, en ek en die oom kon 'n gesprek hê, en hy kon vrede vir my gee, en ek glo hy kon uiteindelik in vrede sterwe. Daarom moet ek vir u baie duidelik sê, geliefdes, as ek en u oor hierdie dinge sê, mense gaan uit die kerk uit, as gevolg van ander mense. En ek wil vir jou die stelling maak, is daar nie al mense uit die kerk uit weg as gevolg van jou nie? Is daar nie al mense uit die kerk uit weg as gevolg van my nie? Seer wat ek in mense se lewens veroorsaak het, dinge wat ek vir mense gesê het wat vir hulle pyn veroorsaak het, en wat uiteindelik die oorsaak was dat hulle die kerk verlaat het, omdat ek verkeerde dinge kwyt geraak het en verkeerde dinge gesê het. Geliefdes, teenoor my kinders, is ek 'n getuie vir hulle, teenoor my vrou, teenoor my werkers wat saam met my werk. Of is daar, soos in die geval van Kain, die woord van God wat na my toe kom, te sê, daar's bloed aan jou hande. Die bloed van jou broer, die roep na jou. Jy's die oorsaak dat hy afvallig geword het. Jy's die oorsaak dat hy nie kerk toe gaan nie. Jy's die oorsaak dat hy vandag nie meer die Here dien sy hom moet doen nie. Want jy het oneer aan hierdie persoon gedoen, jy het hom benadeel en jy het hom seer gemaak. En sy bloed kleef aan jou hande.
Daarom wil ek vir jou sê, wees net 'n oomblik stil. Here, ek het my wee laat teruggaan. Here, ek het my wee oordink. Word 'n bietjie stil voor die Heilige Gees. Vra die Heilige Gees om met jou persoonlik te praat en vir jou te sê, wat is die hart van God vir jou? Geliefdes, en dit wat hy vir jou sê, moet jy weet, dit is soos God voel. Dit help nie met jy probeer wegsteek nie, want jy gaan so sterwe, en as jy so sterwe, gaan jy skuldig wees voor God. As God vir jou iets gesê, dan wil die Here jy moet dit regmaak. Die Here wil nie met daai dinge in jou lewe sterwe nie. Daar is aan die ander kant die duiwel. Wat sou wil jy moet uitstel? Jy weet wat God vir jou sê, maar jy kom nie die plek om reg te maak nie, jy stel uit. En die Satan sal alles in sy vermoë doen om jou weg te hou van die plek van restituisie, om jou weg te hou daarvan om by die Here te kom. Jy kan oortuig word van sonde, hy gee nie om nie. Jy moet net nie by God gaan bely nie. Jy moet dit in jou lewe verander nie. Die duiwel wil jou net vashou om te sê jy hoor, en nou raak jy tevrede dat jy gehoor het, want ek het die stem van die Here gehoor. Die Here praat daarom nog met my. Maar verandering sal eers kom as jy jou weer reggemaak het. Ek het my weer reggemaak en dit teruggebring na die getuienis van u woord. Ek het begin lewe volgens wat u my vra. Eers wanneer jy jou sonde reggemaak het, wanneer jou lewe in perke met God gebring het, jou lewe in pas met God gebring het, dan sal die vrede en die seën van die Here jou deel wees. Daarom stel ek dit nou aan jou baie pertinent. As die Heilige Gees iets in jou hart laat opspring, as die Heilige Gees vir jou iets sê, maak reg. Moenie dat die Satan jou gevange hou deur jou te laat uitstel terwyl jy weet nie. Wees haastig om reg te maak, wees haastig om vrede met God te maak en ervaar die seën van die Here mildelik in jou lewe. Mag die Here vir jou en my help eerlik opreg voor God te wandel en ook te kan sê, Here, ek het my wee oordink. En Here, ek het my wee laat terugkeer. Ek het teruggegaan na u wee toe om te doen dit wat u van my vra. Die Here seën van die ryklik en mag u die seën van die Here ryklik in u lewe beleef. Goeiedag vir u. Die Here seën vir u.